Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ek het 'n vraagie wat ek by julle wil los, ietsie waaraan ek nou al 'n hele geruime tydjie oor nadink en ja, iets wat die Heilige Gees net op my hart plaas. En dan wil ek 'n stuk vir julle lees wat ek gisteraand gelees het en ek dink die twee kom so mooi by mekaar en ek weet dit is wat die Heilige Gees wil hê ek moet deel. En ja, ek glo dit is vir iemand spesiaal daar buite. Maar ek dink ook ek weet almal van ons kan iets hier uit leer en ja, dit gee ons iets om oor na te dink en ek weet verseker raak dit my baie diep. En ja, spesifiek toe ek gisteraand hierdie Psalm lees. So, my vraag is aan elkeen van julle, as jy vir God 'n geskenk kan gee, wat sal dit wees? So, gaan dink bietjie mooi daaroor, as jy nou 'n geskenk vir God kan gee, wat sal dit wees? Want ons as mens, jy weet, as jy gaan sit en dink, wat sal jy vir God kan gee? God het alles gemaak en voordat ek nou verder gaan met dit, gaan ek hierdie Psalm vir jou lees en dan gaan ek vir jou sê wat my gedagtes rondom hierdie julle gedagte en vraag is. So die Psalm wat ek vir jou wil lees is Psalm 8 en ek lees die Afrikaans uit die nuwe lewende vertaling uit want hy sê dit vir my so mooi. Nou die hele Psalm 8 is nie so lank Psalm nie, maar luister aandagtig. Jy kan selfs jou oë toemaak as jy wil, om net mooi te luister wat God se Gees hierso vir ons probeer sê. Hy sê, Here ons Here, hoe vol majesteit is u naam op die hele aarde. U heerlikheid is hoër as die hemele. Kinders en babas besing u lof, want u het die wat sterk is bestraf, vyand en wreker stilgemaak. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek sien die werke van die vingers, die maan en die sterre wat u in hulle plek geplaas het, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensdom dat u vir hulle omgee. U het hom 'n bietjie minder gemaak as hemelse wesens en hom gekroon met roem en eer. U het hom in beheer gestel van alles wat u hande gemaak het. U het vir hom mag gegee oor alle dinge. Skape en beeste, alles, en ook die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, en alles wat swem deur die seestrome. Here ons God, hoe vol majesteit is u naam oor die hele aarde. Is dit nie net 'n pragtige Psalm nie, wat God se almag en heerlikheid beskryf en joh, daar's soveel dit is so vol Psalm, as ek dit so kan sê, met so ryk wysheid en kennis in. En as jy nou terugkom na die vraag is, wat kan ons as mens vir God gee? Dan gaan jy eintlik, jy gaan nie 'n antwoord hê nie, want geen geskenk op hierdie aarde gaan vir God ooit, jy weet, gaan ooit so kosbaar kan wees soos wat dit wat God vir ons gegee het nie. As jy hierdie Psalm lees, dan sê hy, wat is die mens dat God aan ons dink? Nou, hy het ons gemaak net 'n bietjie laer as, party sê die engele, party sê God, maar net 'n bietjie laer is die engele, maar ons is in God se beeld geskape. So jy is met soveel moeite geskape. God het nie net vir jou nie, voordat hy jou as persoon geskape het hy die hele heelal geskape, soos hy sê, die son, die maan, die sterre. Hy het die aarde spesifiek vir ons as mens se bewoning geskape. En as jy mooi gaan kyk, hy het alles daar buite, die veld, die blomme, die diere, alles so in detail gevorm en so perfek gemaak, want hy wil die perfekte plek skep vir sy perfekte skepping op die einde van die dag, sy laaste skepping, die mens, dat dit perfek sal wees vir ons wat daar gaan bly. So hy het soveel moeite daarin gesit. En
jy as mens, jy weet, ek dink die meerderheid van ons, ek sê nou nie jy wat nou hierna luister nie, maar die meerderheid van ons waardeer dit nie. Ons sien nie eers raak wat God vir ons gemaak het nie. Ons sit in sak en as dag in en dag uit met probleme, met gesondheidsprobleme, finansiële probleme en allerhande struikelblokke en ons kyk net in dit vas. Maar ons vergeet wie hierdie groot almagtige God is wat hierdie heelal geskaap het, wat 'n plek vir ons voorberei het. En ons kan dit nie eers waardeer nie, ons kan dit nie eers raak sien nie. En dan moet jy jouself vra, hoekom sit jy in sak en as? Hoekom hou jy vas aan jou probleem? Hoekom hou jy vas aan jou gesondheidsprobleem, jou finansiële probleem, watter krisis ook al in jou lewe is jou God dan nie groter en sterker en by magte om dit wat jou probleem is op te los nie. Maar ons sien dit nie meer raak nie, ons jaag te veel dinge na in ons lewe, ons wil na groter, beter, beste dinge toe gaan, wat ons dink nou beter en beste is, maar weet, gewoonlik as jy in daai siklus kom, dan beweeg jy ook al hoe meer van die natuur af, en jy beweeg al hoe meer in die stede in, waar dit net grys en vaal is, en geboue is mooi op sy manier, maar niks kom by die natuur wat God geskape het nie. So jy 'n bietjie gaan, sit bietjie in jou tuin buite as jy nou in die stad is, maar as jy gelukkig genoeg is om naby berge of die see te bly, gaan bietjie buite toe en gaan stap in die veld en bewonder net God se wonderlike skepping wat hy gemaak het vir jou, want hy het jou so lief gehad. En as jy nou 'n stukkie verder kan gaan, wat ons nou gaan bring by die vraag van wat jy vir God kan gee. Nou, ek het baie daaroor gaan dink, en ek dink, wat kan ek vir God gee? En die enigste ding wat ons vir God kan gee, is gehoorsaamheid. Is gehoorsaamheid om te doen dit wat hy van ons vra. Om gehoorsaam te wees aan sy 10 gebooie, om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees wat ons waarsku, wat vir ons miskien 'n woord gee vir iemand, wat vir ons sê, help daai persoon. Daai, dat ons nie meer selfsugtig is nie. Net daardie gehoorsaamheid, die Engels sê het so mooi, daai obedience, wat ons het, om net by Jesus se voete te gaan sit en sê, Here, hier is ek, u kind, wat kan ek vir u doen? As wat ons elke dag net sit en bid en vra, Here, help my met dit, help my met dat, net vra wat God vir jou kan doen, in plaas van wat jy vir God kan doen. Want God het al reeds vir jou alles gedoen. Ons moet dit nou net daai autoriteit neem, soos wat ons hier lees. Hy het vir ons die mag gegee om oor alle dinge te heers. So, nie net oor die diere nie, maar ook oor ons probleme, en hoe doen ons dit? Ja, jy kan dit nou nie fisies gaan verander deur jou vingers of 'n magic wand te swaai en dit is weg nie, maar dit is deur geloof en deur God te vertrou en die manier hoe ons praat en hoe ons spreek, weet, dit vir God te gee, en nie toe te laat dat die vyand jou mislei en jou onderdruk, en vir jou hierdie prentjie skep van dat jou probleem groter is as God nie. So ek dink dit is waarby ons kan begin, en dat jy net deur 'n gehoorsame lewe te lei, en 'n lewe te lei waar jy onderdanig is aan God, waar jy hom loof en waar jy hom prys, en waar jy hom eer, dis die tipe dinge wat jy vir God kan gee, wat die wêreld beteken, en wat 'n verskil sal kan maak, want as jy so begin lewe, gaan jou kinders so begin lewe, en so gaan dit 'n ripple effect hê, en jy gaan absoluut net almal om jou gaan begin sien hoe straal God se heerlikheid uit jou uit, want hy sê hierso, hy het ons gekroon met, waar sê hy dit hierso in, hy het ons gekroon met eer en met heerlikheid, en as jy bietjie mooi daaroor dink, dit is absoluut fantasties. Weet jy die mag wat jy het in jou hande? Nou nie, ek bedoel, jy is nie almagtig nie, maar besef jy wie se kind jy is? Besef jy dat jou God die koning is, die skepper van die heelal? En so, ek wil hierdie gedagte wil ek net by jou los, en ek wil vir jou vra, gaan dink diep hierso oor, gaan
vat hierdie stukkie en maak dit jou eie en vra vir jouself, wat kan ek vir God gee? Gee jy ooit iets vir God terug as 'n geskenk? En hoe benader jy jou situasies? En dan gaan lees jy Psalm 8 en dan besef jy sit verniet in sak en as en niks is te groot vir God om te hanteer nie. Want as hy die heelal geskape het, as hy alles geskape het, hoeveel te meer kan hy nie vir jou doen wat sy kind is nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie Here dat ons weet, Here, U is in beheer. U het vir ons hierdie wonderlike aarde geskape, Here. U naam is so groot en dit loop ons vooruit. Here, as U vir ons is, wat kan teen ons wees? En daarom vra ek, Here, dat U met elke een gaan, Here, wat vandag hierdie boodskap hoor, Here, dat dit in hulle hart sal gaan lê en dat U hulle geestelike oë en ore sal open, dat hulle U wonderlike liefde, Here, sal sien met die deernis wat U ons gemaak het, Here, dat hulle sal besef hoe wonderbaarlik U die hemel en die aarde gemaak het, Here, en dat hulle geen bekommernisse hoef te hê nie, want U sê in die woord, Here, hoeveel te meer sal U nie vir ons as mens sorg, as U al reeds elke dag vir U skepping sorg nie. Ja, Here, ons loof en ons prys en ons eer U, want aan U behoort al die lof en die eer en die heerlikheid. Amen. Nou ja, tot ons volgende keer weer gesels. Ja, julle sal hoor, dit is baie bedrywig hierso by my. Daar's 'n hele paar van God se skepingsdiere in ons omgewing. As dit nie gaanse is nie, is dit Adidas, is dit voeltjies, is dit so ja, maar dit is deel van God se wonderlike skepping en ja, dis sommer 'n bietjie agtergrondmusiek, agtergrond ja, klanke en ja, tot ons weer gesels. Shalom.